Maar het is lekker om weer by mekaar te kom vanoggend en God se woord te kan kom open. En het is veral heerlik om net die voorreg te hê om God se woord te kan kom open en bemoediging te kan kry in God se woord. Veral as ons kyk wat aangaan en wat besig is om aan te gaan in ons land en in die wêreld. En as inleiding wil ek dit gebruik, die gebeure in ons politiek die laaste paar weke en dan ook die politiek in ander lande, die VSA veral, maak dit seker duidelik vir meeste mense, of dit behoort duidelik te maak vir meeste mense, maar mense se oë is verblind, dat ons nie in hierdie mense kan vertrou nie, dat ons nie in politieke leiers baie keer kan vertrou nie. Die politiek in ons land swaai op en af, dit gaan heen en weer. En dan gaan hulle vir Pravin in die hof vervolg, dan gaan hulle hom nie vervolg nie, en vanoggend op pad hiernatoe is daar 'n berig wat sê daar's 'n ander aanklag teen hom. So dit gaan op en af. In Amerika dieselfde. En dit maak dinge onstabiel en dit maak dat ons kan nie op hulle vertrou nie. Ons kan nie vertrou in die leiers wat in ons land is en wat in ons wêreld is nie. En as ons nie in hierdie mense kan vertrou nie, as ons nie kan vertrou in die topmense in ons land en in die wêreld nie, op wie kan ons dan vertrou? Waar moet ons vertrou in wees? Waarna gaan ons kyk vir hulp? Waarna toe gaan ons kyk vir hoop? En ons wil dit vanoggend beantwoord vanuit Psalm 146. So julle kan blaai na Psalm 146. En soos wat julle daartoe blaai, luister net na die inleiding basies vir die Psalm. Hierdie Psalm 146, is die eerste van die laaste groepie van Psalms. So Psalm 146 tot 150 vorm 'n eenheid. Hulle noem dit die laaste Hillel, die laaste Halleluja. En elkeen van hierdie Psalms begin en eindig met daai woord Halleluja. Begin met die woord Halleluja, eindig met die woord Halleluja. Reg deur die hele boek van Psalm, 150 van hulle, jy sien allerlei menslike emosies. Jy sien allerlei menslike ervarings wat uitkom en wat neergeskryf word. Maar hier in die laaste 5 is dit asof baie van hierdie ander emosies is besig om stil te raak en weg te gaan. En daar's hierdie opbouende fokus op lofprysing van God. Dis asof die psalmskrywers ons hier aan die einde probeer sê, ja, hier's al hierdie gebeurtenisse en hier's al hierdie emosies wat ons het, maar eintlik gaan dit alles oor lofprysing van God. En soos een teoloog gesê het, praise is where all true religious contemplation should end. Lofprysing is waar alle denke oor God en teologie behoort te eindig. Dis ons behoort te eindig as ons kyk na God. Ons behoort te gaan en lofprysing moet uit ons uitkom. En dis presies wat gebeur in hierdie laaste 5 psalms van die hele boek van Psalm. So hierdie psalm begin en eindig met daai woord Halleluja. En kom ons lees die psalm saam. 146 vers 1. Halleluja. Loof die Here, o my siel. Ek wil die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God, solank as ek nog daar is. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Sy gees gaan uit, hy keer terug na sy aarde toe. Daardie dag is dit met sy planne gedaan. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here, sy God, wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is, wat trou bly tot in ewigheid, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Die Here maak die gevangenes los, die Here open die oë van die blindes, die Here rig die wat gebo is op. Die Here het die regverdiges lief. Die Here behoed die vreemdelinge.
Hy rig wees en weduwee weer op, maar die weg van die goddelose maak hy krom. Die Here is vir ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. Halleluja. En so hierdie Psalm begin met halleluja en het eindig met halleluja. En iemand het beweer dat daar is 3 woorde wat in elke taal in die wêreld bekend is. Hulle is amen, halleluja en Coca-Cola. Nou ons ken Coca-Cola en ons weet min of meer wat amen beteken, maar wat beteken halleluja? Maar halleluja, dis 'n saamgestelde woord. Dit bestaan uit 2 woorde. En die eerste een is hallel, en dis hoekom die laaste 5 psalms die laaste hallel genoem word. So die eerste gedeelte is hallel, en dit is 'n werkwoord in die imperatief, so opdrag. En dit beteken prys en loof. Dis hy werkwoord van om iemand te prys en te loof. So dis 'n opdrag om te prys en te loof. Dis die eerste gedeeltetjie. En daai woord, daai selfde eerste woord is in die meervoud ook. So dis nie net 'n opdrag na een persoon nie, dis 'n opdrag aan almal wat dit hoor om te loof en te prys. Opdrag aan almal wat dit hoor. Die tweede gedeelte is die woord ja, halleluja. En dit is 'n verkorte vorm van Yahweh, God se verbondsnaam. So wat jy sê as jy sê halleluja, is jy sê almal moet opdrag die Here loof en prys. Dis wat dit sê. En die Psalm begin en eindig met hierdie opdrag aan almal. En dis is die hoofdoel van hierdie Psalm skrywer, is om ons en almal te kry om die Here te loof. Dis waaroor hierdie Psalm gaan. En dit bring ons by ons opskrif vir vandag. Hoe om te verseker jy loof en prys God vir altyd. Hoe om te verseker jy loof en prys God vir altyd. En ek gaan nou al die oorhoofse uitleg vir julle gee en dan gaan ons deur die Psalm werk. So eerstens, deur lofprysing jou lewensdoel te maak, vers 1 en 2. Tweedens, deur nie in mens stof te vertrou nie. En ek het dit so geskryf op 'n baie spesifieke rede. Ons gaan dit nog sien. En derdens, deur in God te vertrou. Vers 5 tot 10. En voor ons deur die Psalm werk en na die eerste punt kyk, moet ons net eers gaan definieer wat is lofprysing? Wat is lofprysing? Lofprysing, en luister mooi, is om opreg en diep dankbaar te wees vir, en of tevrede te wees met, en of genot te vind in iemand of iets, en dit dan uit te druk. So kom ek sê dit weer. Lofprysing is om opreg en diep dankbaar te wees vir, en of tevrede te wees met, en of genot te vind in iemand of iets, en dit dan uit te druk. Dit te verwoord op een of ander manier. Jy sien of ervaar dat iemand, jy sien dit wat iemand doen, of jy sien wat iemand is, en dit veroorsaak 'n reaksie in jou, en dan wil jy daai gevoel, die emosie wat in jou is, wil jy dan uitdruk. En jy wil die persoon prys, jy wil die persoon loof. Dis lofprysing. So nou kan ons dit afbreek in verskillende stukkies. Lofprysing is eerstens intellektueel. Dis intellektueel. Jy moet iets sien of verstaan van God. Van wie hy is of van wat hy doen. Dis deel van lofprysing. En as jy nie iets gesien het van God nie, as jy nie iets verstaan het van hom of wat hy doen nie, dan kan jy hom nie loof en prys nie. So eerstens, dis intellektueel. Maar lofprysing is ook emosioneel. In jou is daar dan dankbaarheid, tevredenheid, genot as gevolg van dit wat jy gesien het oor God. So dis intellektueel, dis emosioneel. En lofprysing word dan ook uitgedruk. Dit word geuiter op 'n manier, dit word verwoord op 'n manier. En in die Bybel sien ons 'n magdom van verskillende maniere hoe jy
lof kan uitdruk, lofprysing kan uitdruk. Jy kan sing, jy kan praat met God, jy kan jou lof uitdruk in gebed, jy kan dans, dis maniere wat hulle dit gedoen het, jy kan musiek maak, jy kan 'n lied of 'n gedig skryf, jy kan God dien, jy kan God se mense dien, en jy kan en jy moet gehoorsaam wees. Dis deel van lofprysing, is jou gehoorsaamheid aan God. En lofprysing fokus op die lofwaardigheid van God. Dis 'n fokus na God toe. Dis nie 'n fokus na self toe en na die emosie wat binne in jou is nie. So as lofprysing nie gaan oor God nie, maar dit gaan oor die emosie, net die emosie wat jy ervaar, dan is dit nie Bybelse lofprysing nie. Dit moet gaan oor God, dit moet gefokus wees op God. So lofprysing is intellektueel, dit is emosioneel, dit word uitgedruk en dit fokus op God. Dis wat lofprysing is. En nou kan ons gaan en ons kan kyk na ons eerste strategie, as mens dit so wil stel, van hoe om te verseker jy loof en prys God vir altyd. En ons eerste strategie is deur lofprysing jou lewensdoel te maak. Lofprysing jou lewensdoel te maak. Kyk na vers 1. En sê, Halleluja, loof die Here, o my siel. En daai tweede gedeelte begin en hy sê, loof die Here. En daai woord loof, sal weer, hallo, en is weer 'n keer 'n opdrag. So hy gee weer 'n opdrag hierso. Maar aan wie gee hy die opdrag? Hierdie keer gee hy nie die opdrag aan almal nie, hy gee die opdrag aan homself, hy gee die opdrag aan sy siel. Hy sê, loof die Here, o my siel. En die oorspronklike woordorde is eintlik aan die kant om. Dis loof, o my siel, die Here. Hy's besig om na homself te kyk en sê, jy moet God loof. Ek gee vir myself die opdrag om God te loof en te prys. So vir die psalmskrywer is dit nie genoeg om net uit te roep, julle moet almal God loof nie. Hy sê, ja, julle moet God loof, maar ek moet ook God loof. En hy maak hierdie, ek gaan nou daarby uitkom, volgende gedeelte. So dis net vir hom genoeg om net te sê, hulle moet dit doen nie, hy moet dit ook doen. Kyk nou na vers 2. Ek wil die Here prys, solank as ek lewe, ek wil psalm sing, tot eer van my God, solank as ek nog daar is. En die woord prys hierso, is presies dieselfde woord, as die woord wat vertaal was lof, in vers 1. En in die Engelse vertaling sien jy dit is als dieselfde woord wat gebruik word. Maar hierso is die fokus nie meer op die Here nie, in vers 1 is dit, loof nou, my siel, die Here. Hierso is, ek gaan nou en in die toekoms in, God loof. So in vers 1 is die fokus net op nou, vers 2 is die fokus in die toekoms in ook. En wanneer hy sê, ek wil die Here prys, daai woord ek wil, dan is hy besig om self te onderneem om die Here te prys. Hy is besig om hierdie onderneming vir homself te maak. En is amper beter om dit te vertaal met die woord sal. Ek sal die Here prys. Ek onderneem om hierdie ding te doen. En wat presies is hierdie onderneming of hierdie belofte wat hy aan homself maak? Die teks sê ek wil of ek sal die Here prys solank as ek lewe. Ek wil psalms sing tot eer van my God solank as ek nog daar is. In daai eerste gedeelte solank as ek lewe mag dalk vertaal word met my lewe of met my hele lewe. En as dit so vertaal is, as dit korrek is, dan is nie fokus nie op die tydperk wat hy hierdie lofprysing wil doen nie, maar dit gaan op dit wat hy wil gebruik om God mee te loof en te prys. Praat half meer van die diepte en nie van die tydperk nie. So hy wil nie God net sy hele lewe lank prys nie, hy wil God met sy hele lewe prys. Dis wat die eerste stukkie onmoontlik beteken. En aan die tweede gedeelte maak dit duidelik dat hy wel sy hele lewe lank vir God wil prys. Vir God wil loof en prys.
So wat is die verskil tussen hierdie twee? Wat is die verskil tussen met my hele lewe en vir my hele lewe lank? Jy kan vir God met jou hele lewe lank prys sonder om hom met jou hele lewe te prys. So jy prys hom jou hele lewe lank, maar nie in alle aspekte van jou lewe nie. Daar's nie elke liewe ding van jou lewe wat lof en prys bring aan God nie. Net stukkies van jou lewe doen. Dis die een kant om, of die ander kant om. Jy kan vir God met jou hele lewe prys, alles wat jy deel is van jou lewe, maar nie vir altyd nie jou hele lewe lank nie. Vir 'n tydperk is jy warm, jy's aan die brand, jou verhouding met God is goed en jy lewe voluit vir hom en jy loof en prys hom met jou lewe. En dan draai jy weg. En jou verhouding word flouer en kouer. En jy prys hom nie meer met jou hele lewe nie. So die psalmskrywer sê, ek wil nie net vir 'n kort tydjie warm wees nie. En ek wil ook nie vir 'n lang tyd lou wees nie. Nee, ek wil warm wees my hele lewe lank. Ek wil met my hele lewe God prys en ek wil dit vir my hele lewe lank doen. Dis wat hy so doen. En om seker te maak, jy hou aan om God te loof en te prys, moet jy ook hierdie belofte maak. Jy moet lofprysing sien as jou doel vir jou hele lewe, solank as wat jy lewe. Jou doel wees. En as jy dink, jy het een of ander doel vir jou lewe, dan gaan lofprysing iets wees wat jy net aan jou lewe hak. Dis net 'n dingetjie wat jy bysit. Jy weet, sonoggend vir 'n paar ure sal ek nou maar tyd afstaan en ek sal gou hierdie lofprysing ding sal ek agter die rug kan kry, sodat ek kan aangaan met my lewe en kan gaan doen wat ek wil met my lewe. Is dit hoe jy dink oor lofprysing? Jy moet gaan evalueer, wat is werklik vir jou hoofdoel? Waarvoor lewe jy? En hierdie evaluasie het ons nodig om oor en oor te doen. Want op 'n stadium as ons gered word, dan is dit ons begeerte. Ons wil God loof en prys met ons hele lewe. En dan gaan ons aan en partykeer word ons verhouding kouer. Dan moet ons weer gaan evalueer en weer gaan hierdie belofte maak en sê, Here, ek wil met my hele lewe en solank as ek lewe, U loof en prys. Jy wil daai hitte aanspoor. Elke keer moet jy weer jou hoofdoel lofprysing gaan maak en jy moet dit dan gaan aanwakker. En hoe doen jy dit? Hoe wakker jy lofprysing aan van jouself? Hoe maak jy jouself warm? Deur jouself bloot te stel aan hitte. Wat is 'n tipe van hitte? Die hitte van God se woord. Waar gaan jy meer sien van God? Wie hy is en wat hy doen, sodat jy lofprysing kan ontwikkel, genereer binne in jou, in sy woord. Waar gaan jy dit nog kry? By sy gemeente, interaksie met ander Christene. Jy moet oor en oor en oor jouself gaan blootstel aan die woord, sy gemeente. Is dit jou begeerte? Is dit jou wens? Jou belofte om God te prys met jou hele lewe en solank as wat jy lewe? Of gee jy net vir God segmente van jou lewe, net stukkies? Kan God Sondagoggend kry? Sondag aand is myne, Saterdag is myne. Maandag tot Vrydag is my werkgewer se. Ons gee vir God net sulke stukkies. Of is dit alles God se? En alles wat ek doen, loof en prys ek hom. En as lofprysing nie jou wens, jou belofte is vir jou lewe nie, draai vandag nog na God toe en vra vir hom om hierdie hart van klip wat hom nie kan sien nie en hom nie kan voel nie, uit te haal en vir jou hart van vlees te gee, sodat jy hom sal sien, sodat jy hom sal proe en sodat jy dan sal hom loof en prys. Dat nie anders kan as om uit jou uit te vloei nie. Maar as jy nie hart van vlees het nie, dan jy gaan kyk en jy gaan niks sien nie. Jy gaan hoor, maar jy gaan nie hoor nie. Gaan
Gaan vra vir God om jou te verander. En ons moet ook verstaan nog iets van lofprysing. Lofprysing werk soos 'n spiraal. Soos wat jy God loof en prys, dan is jou aandag, jou fokus is op God. En dan sien jy nog meer van hom. Jy sien meer van wie hy is en wat hy doen. En dit maak dat jou hart nog meer reageer. Dat jy nog meer blymoedig word, nog meer dankbaar word. Dit maak dat jy nog meer lofprysing het. Wat maak dat jy weer meer op hom fokus? Wat maak dat jy nog meer van hom sien? Wat maak dat jou hart weer reageer? En so gaan jy vorentoe en groei jy in dit. Of die spiraal is op pad in die ander rigting. Gaan afwaarts. Jy is nie besig om vir God in gebed te dank nie. Jy is nie besig om jouself bloot te stel en te sien nie, en om te loof en te prys met jou lewe nie. En daarom sien jy net minder. En daarom voel jy net minder. En daarom loof en prys jy hom net minder. En dan is dit 'n afwaartse spiraal. So waar is jy? Toets jouself. Is jy aktief besig om God te loof en te prys met jou hele lewe? Kan jy en mense sien as hulle na jou kyk, na jou lewe kyk? Kan hulle sien jy loof en prys God? Met hoe jy jou tyd gebruik, hoe jy jou energie gebruik, hoe jy jou geld gebruik, waar jou denke is of nie? Gaan evalueer jouself. Is hier jou lewensdoel? Is dit jou lewensdoel? Tweedens, hoe om te verseker jy loof en prys God vir altyd deur nie in mens stof te vertrou nie. Vers 3 en 4. Kom ons kyk na vers 3 en 4. Vertrou nie op prinse, op die mensekind by wie geen heil is nie. Sy gees of die 53 het sy asem, en dit is 'n moontlike vertaling ook, gaan uit. Hy keer terug na sy aarde toe. Op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Klaar. En eers wat ek gaan doen is ek gaan net hierdie 2 verse verduidelik en dan gaan ek 'n koneksie maak met lofprysing van God. Want as jy dit lees, is dit nie dadelik ooglopend wat is die koneksie met lofprysing nie. So ons gaan eers verduidelik, dan gaan ons daai koneksie maak. Hy begin en hy sê daar vertrou nie op prinse nie. En daai Hebreëse woord prinse is baie wyd. Dit kan verwys na enige iemand wat in 'n posisie van mag of aansien is. Die 83 het dit goed vertaal met magtiges. Magtiges. Dit praat van die wat invloedryk is. Enigiemand wat invloed het. En hierdie is presies die tipe van mense wat die wêreld op vertrou. Wat die wêreld probeer vriende mee raak. As ek net hierdie ouens as my vriende kan hê, want hulle het invloed, hulle het mag. Nou beteken dit as hy sê vertrou nie op prinse nie, op hierdie invloedrykes nie, dat ons glad nie op mense enigstens mag vertrou nie. Nee. Met tye mag ons, kan ons en selfs moet ons op mense vertrou. As jy vanoggend hiernatoe gery het in 'n kar en jy was nie die bestuurder nie en jy het in die kar ingeklim, dan het jy vertrou op die bestuurder tot 'n mate. Jy was bereid om in te klim. En die bestuurder het vertrou op die ingenieur wat die brieke ontwerp het. Ensovoorts ensovoorts. Ons kan baie praktiese voorbeelde noem waar ons wel op mense vertrou. Maar wat beteken hierdie dan? Wat beteken dit dan wel? Ons moenie op mense vertrou asof hulle God is nie. En ons moet ook nie op mense vertrou vir dit wat net God kan gee nie. Daar's sekere areas wat jy nooit op mense mag vertrou nie. En daar's 'n sekere vlak wat jy nooit op mense mag vertrou nie. So ons vertroue op mense kan nie volkome wees nie, dit kan nie onbeperk wees nie. Dit kan ook nie primêr wees nie. Waar is jou vertroue eerste? En die ander is net sekondêr, dit kom net uit God uit. So ons moet primêr op God vertrou, ons moet volkome op God vertrou, ons kan onbeperk op God vertrou, maar nie op mense nie. Ons vertroue van mense het 'n gesonde beperktheid, 'n gesonde matigheid, selfs 'n gesonde versigtigheid. Wanneer jy ry op die snelweg en 'n ander ou ry langs in jou in hierdie baan, dan vertrou jy tot 'n mate dat hy in sy baan gaan bly.
maar jy vertrou dit nie volkome nie, dis hoekom jy kyk. En as jy sien hy kom oor, dan skuif jy bietjie oor, of jy besluit, weet jy wat, hierdie ou lyk nie of ek hom kan vertrou nie, ek gaan nie langsom ry nie, ek gaan voor of agter hom ry. Net 'n sekere hoeveelheid vertroue. Maar hoekom sê dit ons moenie op mense vertrou nie? Hoekom moet ons nie op mense vertrou nie? Die logiese antwoord is want hulle is nie betroubaar nie. Dis die logiese antwoord. Maar wat sê die teks? Dit sê vertrou nie op prinse nie. En dan sit amper asof hy sê, weet jy wat, ons gee vir hulle amper te veel waarde as ons sê prinse en dadelik gaan sê hy wie hulle werklik is. Hulle is prinse, hulle het hierdie posisie van mag en invloed, dis waar, maar hulle is mensekind. So hy sê vir ons kan nie op hulle vertrou nie as gevolg van wie hulle werklik is. Hulle mag dalk mag hê, hulle mag dalk 'n posisie hê, maar hulle is Ben Adam. Dis wat hierdie sê. Ben Adam, seun van Adam, seun van die mens. Hy's net 'n mens. Hy of sy is net 'n mens. En wat is die punt as hy sê hulle is Ben Adam, hulle is seun van Adam, hulle is seun van die mens? Dit beteken hulle is geskape. God het hulle gemaak. En omdat hulle seun van Adam is hulle gefalle geskapene. Hulle is 'n sondige geskapene. Hulle is net 'n mens. So wanneer jy iemand sien met invloed, of dit nou by jou werk is, of dit in die staat is, of dit in die wêreld is, waar dit ook al is, onthou, daai persoon is ook, net soos jy, net 'n mens. Ben Adam. En dan gee die psalmskrywer nog 'n rede hoekom ons nie in hulle moet vertrou nie. Kyk na vers 3. Vertrou nie op prinse, op die mensekind, by wie geen heil is nie. Daar's geen heil by hulle nie. 'n Koning, 'n regerder, kan jou dalk fisies red van een of ander iets vir 'n tydperk. 'n Dokter kan 'n operasie doen waarmee hy jou lewe red vir 'n tydperk. En dan gaan jy nog steeds dood. Later. So fisies of materieel of finansiëel kan iemand jou dalk red vir 'n tydperk lank, maar nie vir altyd nie. Geestelik kan geen mens jou red nie. Net God kan jou red. So hoekom moet jy nie op mense vertrou nie? Want hulle kan nie dit wat werklik nodig is, redding en redding van sonde gee nie. Hulle kan dit nie supply nie, hulle kan nie oplewer nie. They can't deliver, soos wat die Engelse ou man sê. So die psalmskrywer sê vir ons moet nie op mense vertrou nie, want hulle is net mens, Ben Adam, gefalle skepsels. Hulle kan nie red nie, en derde sê hy, hulle is tydelik. Kyk na vers 4. Sy gees of sy asem, sy ruach, kan enige een van daai twee wees, gaan uit. Hy keer terug na sy aarde toe. En kyk mooi, dit sê nie die aarde nie, dit sê sy aarde toe. Op daardie dag is hy met sy planne gedaan. En wat die psalmskrywer hier doen is, hy's besig met woordspeling, vanuit vers 3 uit. Hy sê hierdie magtiges is seun van Adam, en hulle keer terug na sy aarde, sy Adama. Seun van Ben Adam, sy Adama. Terug na sy goed wat hy het gemaak is. Genesis 3 vers 19 sê dit so. In die sweet van jou aangesig sal jy brood eet, totdat jy terugkeer na die aarde waaruit jy geneem is. Woord Adam beteken letterlik grond, rooi grond. Want stof is jy, en tot stof sal jy terugkeer. Ons is gemaak uit aarde, ons is net stof. En wanneer ons gees of ons asem uitgaan, dan gaan ons dood. Ons keer terug na die stof toe. Jy moet hierdie besef, elke liewe een van ons is een asem weg van dood af. Jy asem in, jy asem uit. As jy nie weer inasem nie, dan is nie baie lank nie, dan is jy dood. En dan is jy net terug grond toe, stof toe. En wat gebeur dan? Wat gebeur met hierdie mense?
Wat sê die einde van die vers? Ek dink ek spring dus 'n bietjie vorentoe. Sê op daardie dag is dit met sy planne gedaan. Op die dag wat sy gees sy asem uitgaan en hy net weer terugkeer na die aarde toe, is sy planne verby. Jy het gedink hierdie ou gaan jou red. Jy het gedink hierdie ou kan iets vir jou doen. Hierdie ou het vir jou beloftes gegee. En dan gaan sy asem uit en sy planne is weg. En nou wat? Nou is dit verby. So ons moenie vertrou op mense nie, want hulle is net mense, hulle is gefalle skepsels, Ben Adam. Hulle kan nie red nie en hulle is tydelik. Hulle is tydelik. Hulle is net stof. En hierdie is nie net toepassing van ander mense nie, dis ook toepassing van jouself. Jy is ook net Ben Adam. Jy is ook net 'n mens, gefalle skepsel. Jy kan nie jouself red nie. En jy is ook net stof, jy is ook net tydelik. So jy kan nie op jouself daai vertroue plaas nie. Selfvertroue, 'n ongebalanseerde hoeveelheid selfvertroue is uit. Ons kan nie op onsself self vertrou nie. Maar wat is die koneksie nou tussen moenie vertrou op mense nie en ons met God loof en prys, met lofprysing? Wat is die koneksie tussen die twee? Wel ek kon aan twee koneksies dink. So, twee redes hoekom jy nie jou vertroue op God, mense moet plaas nie, want dit kan jou lofprysing van God negatief affekteer. Hoekom? Twee redes. Eerstens, jou aandag is dit op wat jy in vertrou. Daar waar jy vertrou is, dis waar jou aandag is. So as jy op mense vertrou of op geld vertrou of op enigiets anders te vertrou, dis waar jou fokus is, dis waar jou aandag is. En as jou fokus daar is, dan is jou fokus nie op God nie, dan gaan jy nie meer sien van God nie, jy gaan nie meer leer van God nie, dan kan jy nie geïmpakteer word nie en dan kan dan die lofprysing uit jou uitkom nie. So eerstens, dis waar jou fokus gaan wees. Tweedens, jy gaan teleurgestel word. Dis net 'n tydperk voor jy sal teleurgestel word in mense. Ergens gaan jy teleurgestel word. En as dit jou hoof fokus is, jou hoof vertroue is, dan is jy teleurgestel of jy is dalk verpletter. Hang af wat die omstandighede is. En wanneer dit gebeur het, wanneer jy so teleurgestel is, dan is dit moeilik om in daai oomblik God te loof en te prys. Inteendeel, baie keer wat mense doen, wanneer hulle vertroue in mense val en teleurgestel word, dan draai hulle na God toe en dan wil hulle vir God beledig en vir God beskuldig. En sê, waar was jy? Sê, jy het in hulle vertrou, ek het net toegelaat dat dit wat jy wou gehad het, gebeur het. So wanneer jy so geteleurgestel is of verpletter is, wanneer jy in mense vertrou het, dan in daai oomblik kom lofprysing baie moeilik uit jou hart uit. So gaan jy weer evalueer jou eie lewe en jou denke. Sit jy dalk ergens te veel vertroue op mense? En dit bring ons by ons laaste strategie, laaste gedeelte van die strategie van hoe om te verseker jy loof en prys God vir altyd. So eerstens, deur lofprysing jou lewensdoel te maak. Tweedens, deur nie in mense of mens die stof te vertrou nie. En derdens, deur in God te vertrou. Kyk na vers 5. Welgeluksalig is hy wat die God van Jakob het as sy hulp, wie se hoop is op die Here, sy God. Hierdie is 'n saligspreking. Daar's omtrent 25 van hulle in Psalm, in die hele boek van Psalm. En hierdie is presies soos die saligspreking van Matteus 5. Dis waar Jesus sy struktuur vandaan gekry het, is vanuit die Psalms uit. So die persoon wat hierdie ontvang, hierdie persoon is geseënd, hierdie persoon is salig. Dit gaan goed met hom. Hy het rede om dan homself te verheug in God en God te loof en te prys, want dit gaan goed met hom. Hy is salig as gevolg van God. Maar wat doen hierdie persoon? Hoekom is hy salig? Wat sê die versbossies? Maar as jy wil opsom, is hy vertrou op God. Hy vertrou op die Here. Vers 5 is 'n pragtige opsomming van hoe dit lyk om op God te vertrou. Hierdie is hoe dit lyk as jy op God vertrou.
Wanneer hierdie persoon nou in moeilikheid is, moeilike omstandighede is, dan kyk hy na God toe om hulp. Nou in die Here. Wanneer hierdie persoon dink oor die toekoms, hy dink vorentoe, dan draai hy na God toe en sy hoop is in God. Hy hoop op God. So beide in die Here en in die toekoms kyk hy na God toe, hy vind sy hulp en sy hoop by God. Hy vertrou op God. En hierdie hulp en hierdie hoop hierso verwys heel moontlik na beide fisiese hulp en hoop en geestelike hulp en hoop. Dis die hele pakket, dis alles. So hierdie persoon nou en vir die toekoms vertrou op God vir alles. Dis die idee van vers 5. Maar dis nie net enige God wat hy in vertrou en hoop nie. Kyk wat sê dit, dis 'n spesifieke God hierdie. Dit sê eerstens die God van Jakob. Die God van Jakob. Hierdie is die God van die Bybel. Dis 'n historiese God. Dis 'n God wat gekom het en hy het ons homself kom openbaar aan ons. Ons kan nie net ons eie God gaan opmaak en dan ons hulp en ons hoop van hom afsoek nie. Nee, ons moet in die God van die Bybel hoop. Ons moet in hom vertrou. Eerstens en tweedens is hierdie God waaraan hy hoop. Kyk na die einde van die vers, dit sê die Here, sy God. Yahweh, sy Elohim. So wat dit sê. Die Here, sy God. Hy plaas sy vertroue nie net in 'n historiese God nie, hy plaas dit in 'n persoon. Iemand wat hy persoonlike verhouding mee het. Dit is sy God hierdie. Yahweh is syne. Ek het 'n verhouding met hom. So hy het 'n persoonlike vertroue in God, maar nie net enige God nie, die God van die Bybel, maar dis 'n persoonlike vertroue. En hy het vertrou in hom vir alles. En die persoon wat in hierdie God vertrou, daai persoon is welgeluksalig. Daai persoon is geseënd. Met hom gaan dit goed, soos die 83 sê. Maar hoekom is ons geseënd? Hoekom gaan dit goed wanneer jy na God toe draai vir jou hulp en wanneer jy na God toe kyk vir jou hoop? As jy hoop in hom vind. Want die res van hierdie verse praat alles oor wie God is en wat hy doen. Wie God is en wat hy doen. Die res van die Psalm, dis waaroor dit gaan. So, hierdie persoon sal salig wees, want, of as gevolg van wie God is. Persoon wat op God vertrou sal salig wees as gevolg van wie God is. En dit kom uit vers 6 en 7b. Vers 6 en 7b is, daar is nie 'n die onderwerp nie. Die onderwerp is in vers 5. God is die onderwerp. En alles is 'n beskrywing van God, vers 6 en 7. So alles beskryf net vir God. So kyk na vers 6. Het sê wat hemel en aarde gemaak het, die see en alles wat daarin is. So eerst ons sien ons, God is die skepper van alles. So wie is God? Hy is die skepper van alles. En hierdie gedeelte in hierdie vers is net 'n lang manier om te sê, God maak alles. Hy het die hemel, die aarde, die see en alles daarin. En daai alles daarin mag dalk verwys na alles in die hemel, alles op die aarde en alles in die see. Of net na die laaste gedeelte, enigeen van die twee. En omdat God alles gemaak het, is hy in die beheer van alles. Hy is die skepper. En as God in beheer van alles is, en hy het ook die mens gemaak, dan is God dus in beheer van die mens. En een van die redes hoekom ons makliker ons vertroue in mense plaas, is want ons kan mense sien. Ek kan sien, daai persoon het mag en invloed, en ek kan sien as hy iets doen, dan affekteer dit my lewe, dit affekteer my gemaak, dit affekteer my toekoms. Ek kan dit sien, ek kan sy invloed sien. Maar ons sien nie God se invloed altyd so direk nie. Maar ons moet onthou dat God is die skepper. Hy het hulle gemaak. En dus sê Spreuke 21 vers 1,
Die koning se hart is in die hand van die Here, soos waterstrome. Hy lei dit waarheen hy wil. So wanneer jy iemand sien met invloed, moet jy onthou, die persoon se invloed is in God se hande. Dis eintlik God se invloed. Dis God se mag, dis God se beheer. Hy is besig om dit te stuur, net soos wat hy wil. So wanneer jy iemand sien wat invloed het, dan moet jy dink, dis God se invloed daai. En God kan dit enige tyd draai, net soos wat hy wil. En daarom kan hy dit draai vir die persoon wat in hom vertrou, sodat daai persoon salig sal wees, sodat dit sal goed gaan met hom. En God is die skepper. So die persoon wat op God vertrou is geseënd, want God is die skepper van alles, eerstens. Tweedens, kyk na die einde van volgende stukkie in vers 6. Hierdie God wat trou bly tot in ewigheid. So hy is nie net die skepper van alles nie, God is getrou ook, dis wie hy ook is. God verander nie. Mense, leiers en regerers, hulle maak beloftes wat hulle baie keer nie van plan is om te hou nie, of hulle maak beloftes en hulle is in plan om dit te hou, maar hulle kan nie. Maar God bly dieselfde, sy woord bly dieselfde, en elke liewe ding wat hy gesê het hy sal doen, sal gebeur. Dit sal vervul word. Jy kan op hom vertrou. So ons kan op hom vertrou, want hy is betroubaar. Kyk nou na vers 7. God, ek kan elke keer dit vooraan sit, wat aan die verdruktes reg doen, wat aan die hongeriges brood gee. Hier sien ons God is die onderhouer. So God is die skepper, God is getrou en God is die onderhouer. God onderhou geregtigheid en God is die onderhouer van die wat honger is. En verdruktes, as dit praat van die wat verdruk, die verdruktes, hy doen reg aan hulle. Wie is daai verdruktes? Dis enigiemand wat hulle het gekyk na mense en het gehoop dat hierdie mense gaan vir hulle reg laat geskied, maar omdat hulle arm was, omdat hulle nie invloed het nie, het mense die reg verdraai teen hulle en nou word hulle verdruk. En daar is nie reg wat geskied vir hulle nie. Maar hoe laat God reg geskied aan die wat onderdruk is? Hoe gebeur dit? Eerstens deur sy wet. Daar's 'n hele klomp wette wat geskryf is om die wat arm is en die wat kwesbaar is te beskerm. Tweedens, op die laaste dag van oordeel. Op die laaste dag van oordeel gaan God elke liewe onregverdigheid wat daar was, sal hy gaan regstel. Hy gaan elke mens straf vir hulle optrede, hy gaan dit oordeel. En dit sluit hierdie ook in. Nou kyk nou na die laaste gedeelte van vers 7, wat aan die hongeriges brood gee. Het jy ooit gedink, waar kom al die kos vandaan om 7 biljoen mense elke dag kos te gee? Wie voer al die diere wat daar is? Wie maak kos? Waar kom kos vandaan? Nou, Psalms leer vir ons, Psalm 145 vers 15 en 16. Die oë van almal wag op U, U gee hulle hul spys op die regte tyd. U maak U hand oop en versadig alles wat lewe met welbehae. God onderhou sy skepping. Hy sorg vir dit wat hy gemaak het en vir sy kinders. Maar wat is die grootste, die belangrikste honger wat jy kan hê? Dis 'n honger vir geregtigheid. Nou is ons by 'n ander saligspreking. Matteus 5 vers 6. Salig is die wat honger en dors na die geregtigheid, want hulle sal versadig word. Dis 'n belofte. So as jy na God uitroep vir jou hulp, vir geregtigheid, en jy plaas jou hoop in God vir geregtigheid, daai honger sal, wat sê die teks? Dit sal versadig word. Sê woord. Dit sal versadig word. So God is die skepper, hy is getrou, hy is die onderhouer, dis wie hy is. In die volgende paar verse praat alles oor wat God doen. So wie hy is en wat hy doen. Dis die volgende gedeelte. So hy sal geseënd wees as gevolg van wat God doen. En hier is die struktuur van daai verse op 'n manier wat jy duidelik kan sien wat hier aangaan. Daar's elke keer God,
wat hy doen, ek moet aan die ander kant op wys, God, wat hy doen en aan wie hy dit doen. Die Here maak los, wie? Gevangenes. Die Here, wat doen hy? Open die oë van wie? Die blindes. Die Here rig op, die wat gebo is. Die Here het lief, die regverdig is. Die Here behoed, die vreemdelinge. Die Here rig weer op, wees en weduwee. Maar, kontras, hy maak krom die weg van die goddelose. Dis nie struktuur daarso. Elke keer God, wat hy doen en aan wie hy dit doen. So eerstens, as gevolg van dit wat God doen, in daai eerste 3 kan ons saam groepeer, ons kan sê God red. God red. Die einde van vers 7 sê, die Here maak die gevangenes los. Die Here maak die gevangenes los. En ek het net so vinnig gedink, wat se voorbeelde is daar in die Bybel van iemand wat in gevangenis was, wat losgekom het? Josef, hy was in tronk uitgekom, Daniel, leeukuil, Petrus, en jy kan nog 'n klomp ander gaan opnoem. Kyk, vers 8, die Here open die oë van blindes. Ek het probeer dink, is daar ergens voor hierdie geskryf is, 'n voorbeeld van 'n blinde, wat sy oë geopen is? Antwoord, nee, ek kon nie een kry nie. So wat beteken hierdie dan? Hoekom sê hy hierdie dan? Eksodus 4 vers 11 sê wel die volgende, en die Here antwoord hom, hy antwoord die vir Moses, Moses sê, ek kan nie gaan praat nie, ek kan nie goed praat nie, en God antwoord hom vir Moses, wie het vir die mens die mond gemaak, of wie maak stom, of doof, of siende, of blind, is dit nie ek, die Here nie? So ons weet God is die een wat dit kan doen, en selfs die wat blind is, God is die een wat hulle blind gemaak het, en hy is dieselfde een wat hulle kan siende maak. Maar hoe kan die psalmskrywer sê, God open die oë van blindes, as daar geen aangetekende voorbeeld daarvan is, voor sy tyd nie? Hoe kan hy dit sê? Kom ons kyk na die volgende gedeelte. Die Here rig die wat gebo is op. Vers 8. Wie is die wat gebo is? En hoekom is hulle gebo? Wel, die wat gebo is die wat onderdruk is. Dis die idee van dit. Hulle word onderdruk deur iemand. Iemand is besig om hierdie mense te onderdruk en hulle onder te plaas. En om hulle weer op te rig beteken, jy laat hulle vrygaan, jy bring hulle uit hierdie onderdrukking uit. En God doen hierdie met Israel, met tye was daar nasies wat hulle onderdruk het en God het hulle uitgebring. Maar dit lyk nie asof dit heeltemal is waarvan hierdie vers praat nie. So wat bedoel hy met hierdie 3 stellings? En daar is nie veel meer in hierdie psalm om ons te help om te weet waarvan hy praat nie. So wat doen ons? Konteks en kruisverwysings. So en hier dink ek is die beste kruisverwysing. In Lukas 4 gaan Jesus en hy haal Jesaja 61 aan. En hierdie is wat dit sê. Die Gees, so Lukas 4 vanaf vers 18 tot 21. Die Gees van die Here is op my, omdat hy my gesalf het om wat te doen? Om die evangelie aan die armes te bring. Daai is 'n baie belangrike stelling, maar dit verduidelik vir jou die res. Hy het my gestuur om die wat verbrysel van hart is te genees. Om aan gevangenes vrylating te verkondig. Daai is die eerste stukkie van ons in. Om aan blindes herstel van genesing. Om die wat gebroken is in vryheid weg te stuur. So daar's al 3 ons in daai stukkie. Om die aangename jaar van die Here aan te kondig. Dis die stuk wat hy aangehaal het uit Jesaja 61. En nadat hy die boek toegemaak, dis Jesus, en aan die dienaar teruggegee het, gaan sit hy. En die oë van almal in die sinagoge was op hom gefestig. Toe begin hy vir hulle sê, vandag is hierdie skrif in julle ore vervul. Maar die ding is, Jesus het nooit iemand uit die gevangenis uitgebring nie, self nie. Jesus het nie die wat gebroken is, laat vrygaan, wat onderdruk was, laat vrygaan nie. Hy het wel blindes genees, maar dit was nie sy hoofdoel en funksie nie. Wat het Jesus gekom om te doen? Hy het gekom om sondaars te red, om die evangelie te verkondig, dis wat die begin van daai stuk sê. Jesus het gekom om die wat gevangene was van sonde, slawe was van sonde vry te laat.
Jesus het gekom wat die wat geestelik blind is, te maak dat hulle kan sien, sodat hulle die waarheid kan sien en gered kan word. Jesus het gekom om die wat onderdruk was onder die skuld van hulle sonde, vry te laat gaan en regop te laat staan. Jesus het gekom om te red. En ek glo dit is wat hierdie psalmskrywer hiermee bedoel. Hy bedoel, God red. God is die redder, dis wat hy doen. En dus is die persoon wat in God vertrou salig, want God red. En in hierdie redding, as jy jou redding sien, dit gee vir jou rede om God te loof en te prys. Dis 'n motivering. Wanneer jy God se karakter sien in jou eie lewe en in jou eie redding, God se liefde, God se genade, God se langmoedigheid, God se barmhartigheid, God se regverdigheid, dan is daar iets wat in jou opkom, wat sê ek wil God loof en prys, vir dit wat hy gedoen het vir my. En dit is hoekom die psalmskrywer sê, die Here het die regverdiges lief. Elkeen van die ander het gelyk asof dit een of ander fisiese omstandigheid is, blindes, gevangenes, maar hierdie een is regverdiges. Dit is nie fisies nie, dit is moreel. Elkeen van daai is moreel, die gevangene is moreel. Die wat blind is geestelik blind. Dis geestelike waarhede hierdie, nie fisies nie. So die Here het die regverdige lief. Hy stort sy liefde uit op sy kinders, die wat regverdig is. Die wat hulle hulp by hom kry, die wat hulle hoop op hom geplaas het, spesifiek vir geregtigheid. En hy kom en hy regverdig hulle en hy het hulle lief. So God red. Dit is hoekom jy op hom kan vertrou. Kom ons kyk nou na vers 9. Die Here behoed die vreemdeling. Hy rig wees en weduwee weer op. So God red nie net nie. God beskerm ook en hy versorg selfs die hulpelose. Hierdie groep, die vreemdeling, die weduwee en die wees, baie bekende groep in die Ou Testament. Dit was die wat die kwesbaarste, my vrou het my mooi gewys, dis nie mees kwesbaarste nie. Kwesbaarste is klaar die meeste. Kwesbaarste. Die wat die kwesbaarste was in die samelewing. Dis daai groep. Want hulle kan maklik mishandel word. Mense kan hulle misbruik. Hulle het niks om op terug te val nie. Hulle het nie mense wat vir hulle omsien nie. En oor sien ons in God se wet hoe hy vir hulle sorg. Hoe hy wette in plek stel dat hulle sal beskerm word. So dis een manier hoe God vir hulle sorg. En as God vir hulle kan sorg, die vreemdeling, die wees, die weduwee, dan kan hy beslis vir jou ook sorg. Dis wat die mees kwesbaarste is, vir hulle sorg hy. Natuurlik kan hy vir jou ook sorg. En beteken nie dat daar geen een is van hulle wat ooit sal honger ly of nie gereg aan sal geskied nie. Dit beteken hy is die een wat vir hulle sorg. Hy is die een wat na hulle uitkyk. Net so vir jou. Sy oë is op jou. As jy sy kind is. En dan kom hy aan die einde van vers 9 en hy gee die enigste negatiewe ding. Enigste negatiewe en hy sê, maar die weg van die goddelose maak hy krom, maak God krom. En soms laat God mense se sonde hier op aarde al toe om hulle in te haal. Hy maak hier al op aarde hulle weg krom. Maar ander kere en baie kere, as jy kyk na mense wat goddeloos lewe, dan lyk dit asof dit so goed gaan met hulle. Dit lyk dan asof hulle weg so mooi reguit is, so maklik is. Maar wat help dit jou as jou weg, jou planne van die goddelose, as dit lyk asof dit suksesvol is? En jy staan op die ou ende voor God. Wat het dit gehelp? Niks nie. Niks nie. Die weg van die goddelose sal altyd tot 'n einde kom aan die einde. God gemaak dat hulle weg, hulle kan nie aanhou nie. Hulle gaan val. So, ons moet op God vertrou as gevolg van dit wat God doen. Hy red, hy beskerm en hy weerstaan die goddelose. En die laaste rede hoekom ons salig is as ons op God vertrou is as gevolg van God wat ewig koning is. God wat ewig koning is. Kyk na vers 10. Die Here
is vir ewig koning. Jou God, o Sion, is van geslag tot geslag. God is koning. Beteken, hy regeer, hy is in beheer, hy is soewerein. Hy sê wat moet gebeur, en dit gebeur. Dis wat 'n koning gedoen het. En anders as die menslike prinse, selfs daai is woordspeling, koningsprinse, wat tydelik is God ewig koning. Die Here is vir ewig koning. Hy regeer van geslag tot geslag. In elke menslike geslag is daar nuwe menslike leiers. Elke keer ander. En elke keer het hulle weer ander planne en ander idees. Maar God is van geslag tot geslag. Hy is in hierdie geslag koning, hy is in die volgende geslag koning, hy is vir altyd koning. Hy regeer vir altyd. En nou hier aan die einde wil ek net vir julle die kontras, ek wil vir julle die kontras opsit tussen mens en God, sodat julle kan sien hoekom jy nie moet vertrou in mens of in God nie. Kyk hierso, die magtige mens is skepsel en is gevalle. God is die skepper en is getrou. Magtige mense kan nie red nie. God is die redder. Mense is tydelik, God is vir ewig koning. Kyk na die kontras wat hier voorgestel word. Hoekom sal jy in mense vertrou? En hoekom sal jy dan dit toelaat dat hulle jou teleurstel en dan word jou lofprysing minder van God? Hoekom sal jy oë op hulle wees en nie op God nie? So jy is salig as jy op God vertrou en nie op die mens nie. En wanneer jy hierdie saligheid ervaar, wanneer jy sien wie God is en dit wat hy doen, dan is daar reaksie in jou en dan kan dit nie anders te as om uit te gaan en te sê ek wil God loof en prys nie. En dan hierdie uitroep te hê van halleluja. Kom ons loof en prys die Here. Kom ons sluit af in gebed. Here, ons dankie vir u woord. Ons dankie vir hierdie Psalm, Here. Ons dankie dat u gekom het en ons wat blind was, ons wat gehoor het maar nie kon verstaan, Here, dat u gekom het en ons oë oopgemaak het, Here. Ons wat gevangenes was van ons sondes, slawe was van die sondes, dat u gekom het en ons vrygemaak het, Here. Dankie, Here, dat ons wat skuldig was en onder die skuld van ons sondes te neergedruk was, Here, dat u gekom het en ons losgemaak het. Deur u Seun Jesus Christus, Here. Here, help ons dat ons nie sal koud word nie, Here. Help ons dat ons nie net u sal loof en prys in stukkies van ons lewe, in areas van ons lewe, Here, maar dat ons met ons hele lewe u sal loof en prys, Here. Help ons dat ons meer van u sal sien, van wie u is en wat u doen, sodat ons nie anders sal kan as om u te loof en te prys nie. Om vir u te lewe, Here. Here, help ons dat ons aanhou by mekaar sal kom. Help ons dat ons aanhou onsself sal blootstel aan die woord. Help ons dat ons by die Bybelstudies by mekaar sal kom en interaksie met mekaar sal hê, sodat ons sal warm wees, Here, vir u. En dat ons u sal loof en prys. Ons bid dit in die naam van ons Redder Jesus wat ons vrygemaak het. Amen.